Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM stereo. En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Aksie met Reaksie op Eden FM. Ek is Dion. En ek is Karen. En is lekker om weer met julle te kan gesels. En vandag het ons 'n goeie onderwerp wat voor lê en wag. Die natuurlike gesondheid van slaaploosheid en die effekte van slaaploosheid, angs en rusteloosheid. Ja, ons gaan 'n bietjie meer indelf in dit in en 'n bietjie meer vertel van die effekte van dit en wat jy as persoon kan doen om dit te verbeter op 'n natuurlike manier. Ja. Goed, ons begin sommer vinnig, want ons tyd is altyd te min op hierdie program. Ons praat oor wanneer slaap jy ontduik en hoe dit jou affekteer. Dis soos 'n dief in die nag wat mense beroof van die een ding wat hulle net so nodig het as kos om op ons beste te funksioneer. Nou soveel as 1 uit elke 3 volwassenes wêreldwyd sukkel om te slaap en 10% tot 15% ly aan kroniese of ernstige slapeloosheid. Slapeloosheid word ernstig beskou as jy 3 maande lank meer as 3 nagte per week sukkel om aan die slaap te raak of om aan die slaap te bly. Want dit het 'n groot impak op jou lewe. Konsentrasieprobleme, prikkelbaarheid, gemoedsveranderinge, depressie, geheueprobleme, 'n toename in foute en ongelukke, dit alles en meer is die gevolg van 'n gebrek aan slaap. Nou Dr. Ishaq Ibrahim, 'n Kaapse neuropsigiater wat spesialiseer in slaapstoornisse, sê tussen 7 en 8 uur word oor die algemeen beskou as genoeg slaap. Hoewel die hoeveelheid wat benodig word van persoon tot persoon verskil. Ekskuus, ek het baie minder slaap as dit nodig en die meeste van my lewe kom ek met daai min slaap oor die weg, maar ander mense, as hulle nie hulle 7 of 8 ure slaap in het nie, dan sit nors neelsie, of wat ook al die geval mag wees, en dan begin dinge net nie lekker vir hulle funksioneer nie. Dan gaan jy sommer vinnig sien, hulle is nie 'n morning person nie, en in party gevalle is hulle sommer ook nie 'n evening person nie. Nou sommige kan met 5 uur per nag goed funksioneer, ander het regtig waar 8 ure nodig, maar dit is die gehalte van jou slaap wat belangriker is as die hoeveelheid, sê Ibrahim, wat tel as gehalte slaap. Wat? Slaap word in 5 siklusse verdeel. Stadium 1 tot 4 of nie REM slaap, dis rapid eye movement, gevolg deur REM slaap. Fase 1 en 2 is lig genoeg, sodat jy wakker gemaak kan word deur 'n klop aan die deur. Stadium 3 en 4 word beskou as diep of stadige golfslaap en is noodsaaklik sodat jy kan voel jy het goed gerus wanneer jy wakker word. Om by REM, die laaste fase uit te kom, moet jy deur die volle siklus van nie REM gaan. As jy in enige stadium onderbreek word, byvoorbeeld deur 'n stampie in die ribbes of 'n snork, loop die siklus terug na fase 1. As jy soggens uitgewas voel, is die kans goed dat jy nie by fases 3 en 4 uitgekom het nie. Te min REM kan jou kop deurmekaar laat voel. Nou in dat memory book beskryf die skrywer Catherine Jacobson Raman stadige golfslaap as 'n tyd wanneer die brein sin maak van die inligting wat hy tydens die dag ingeneem het. Nou omdat die brein in staat is om deur die dag se gebeure te werk en interessante juxtaposisies soek, verhoog stadige golfslaap kreatiwiteit, sê sy. REM slaap is die skoonmaakspan wat ingebring word om die afval van die ruim nadat die stadige golf sy werk voltooi het. In REM slaap ondersoek die brein die pas verwerkte materiaal en besluit wat om te hou en wat nie. As daar min of geen stadige slaap was nie, kan die skoonmakers 'n vreeslike fout maak soos om môre se sorgvuldige voorbereide toespraak in die asblik te gooi. Hoekom kan ek nie slaap nie? Elise Bibi, 'n Kaapstadse kliniese sielkundige en hypnoterapeut, sê swak slaap kan 'n simptoom van sielkundige probleem wees wat dikwels verband hou met trauma, ernstige stres, uitbranding of depressie. Nou die belangrikste simptoom wat behandel moet word is die angs. Onderliggend aan die angs is woede of vrees wat 'n gevoel van magteloosheid of hulpeloosheid veroorsaak. As dit die geval is, moet jy aanvaar dat hierdie gevoelens onhanteerbaar geword het. Sjoe, nou dit is redelik nogals informasie wat ingeneem moet word van hoe 'n slaappatroon jou hele dag kan
Ja. vermors of ja, skare genoot opvoeder. So dit kan als net of beter raak as jy dit wil beter maak, of dit kan net slegter raak as jy niks daaraan doen nie. Maar hoe om dit te doen? Nou, ons gaan nog 'n bietjie meer vertel rondom dit ook, maar eerste gaan ons julle net in 'n musiekbreek invat, net hier op Aksie met Reaksie, Eden FM, Your Voice in Paradise. Ons is nou weer terug by julle. Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plesier om na te luister, inderdaad, 24/7. En dit was Jeremy Loops gewees met Better Together, net hier so op Eden FM. So lekker om na sulke vrolike musiek te luister, die goeie klank in te neem en net dit te geniet. Alles net hier by ons. So as jy nou eers ingeskakel is en jy join ons op hierdie lekker Woensdag op die program wat ons oor gesels, baie goeie weer by the way, hierso buite in die Mosselbaai omgewing. Ek weet nie reg hoe die res van die strook lyk nie, maar ek dink in elk geval dit is baie warm weer. So 'n goeie geleentheid om bietjie strand toe te gaan, bietjie die son weer te geniet met die weer en die wolke wat se afgelope tyd gehad het. Ja, so julle moet dit geniet. En so op daai noot het ons vroeër gepraat oor die effekte van slaaploosheid, angs en rusteloosheid. Nou, ons gaan so 'n bietjie meer vir julle vertel, sodat ons genoem het oor wat slaaploosheid aan jou kan doen as mens. So ek gee vir jou, Karen. Lekker hoes by weer vandag. Goed, nommer 1 is soek hulp. Gaan vir berading en spreek jou probleme aan. Moet hulle nie vermy nie. Beveel die dokter aan. Sodra jy die dieper kwessies ontbloot en daarin begin werk het, behoort beter slaap te volg. Wat van 'n pil? Baie van die slaappille in Suid-Afrika wat voorgeskryf word, bevat Zolpidem. Go. Nou hierdie sogenaamde Z-middels skakel met die neurooordraer GABA. Dis GABA aminobutyric acid, genigtig, om die tydperk te verkort net voor jy aan die slaap raak. GABA is 'n aminosuur wat funksioneer as die primêre inhiberende neurooordraer vir die sentrale senuweestelsel. Met ander woorde, dit help jou om te kalmeer en dit is 'n natuurlike produk. Nou Zolpidem werk vinnig. Gewoonlik is jy binne 15 tot 20 minute in droomland, maar hoewel Zolpidem slaaploosheid kan help hokslaan, kan sy vermoë om geheueverlies te veroorsaak 'n probleem wees. Nou ja, geheueverlies is nie 'n lekker ding as 'n neeweffek vir iets wat jy probeer help om aan die slaap te raak. Ja, daar's altyd nagevolge vir chemiese produkte. Daar's altyd nagevolge. Die VBE waarsku geheueverlies kan verskeie ure na die neem van die pil voorkom. Hierdie middels is net veronderstel om vir ongeveer 4 uur te werk. So hulle moet jou deur die middagure kry en jy moenie wakker word nie. Maar daar is 'n gevaar dat jy kan wakker word voordat die effek afgeneem het en niks onthou nie, soos die aanval op die yskas. Nou 'n midnight snack, weet ek is altyd lekker, maar as jy nie weet daar was 'n midnight snack betrokke gewees nie. Kan jy nie verstaan hoekom tel jy hierdie gewig op nie? Exactly, en ek wil net sê jy is nou net lus vir daai stukkie melktert wat jy vir jou gelos het vir 'n middagetjie of 'n aandete vir die volgende dag. Never mind dit, wat van as dit 'n koek gebak is vir die bazaar môre? En dan is dan net ewe skielik niks en jy weet nie wat het geword van dit. Ja, dis verskriklik. Maar daar is 'n gevaar dat jy kan, nagbestuur is ook al aangemeld. Een man het in sy motor wakker geword met die buffer op die sitplek langs hom. Nog 'n vrou het wakker geword tussen die leehouers van haar allergiemedikasie. Sy het per ongeluk alles gedrink. Nou wel slaappille jou deur 'n slegte tyd kan help, is dit op langtermyn nie 'n goeie idee nie. Hulle is bedoel om vir 'n paar weke geneem te word, net om oor 'n aanval van slaaploosheid te kom en nie as 'n nagtelike slaaphulp nie, want jou liggaam kan afhanklik word van die medikasie. As jy nie sonder 'n pil kan slaap nie, soek professionele hulp. En dan moet ek erbij sê, sodat ek nou gelees het, as jy klomp allergiepille drink, jy weet nie daarvan nie. It's not good for you. Overdose is not good for you. Period. Yeah. Dit is nie, en as jy nie kennis het daarvan, dat jy dit geneem het nie, of soos die vrou nou die allergiepille gedrink het, jy het 'n allergie vir iets groots, en jy maak jou kas oop en daar is nie beskiklik niks. Dis nie lekker nie. Die probleem van te veel medikasie is jou liggaam raak gewoond aan dit en soek dit die hele tyd konstant. En dan raak dit nie goed vir jou nie, want dan effekte wat die pil vir jou moet help dan glad nie.
Daar is ook baie homopatiese en nie voorskrifpille wat jou kan help slaap. So praat met jou plaaslike gesondheidswinkel of apteker. Nee, dankie vir 'n pil. Hannah Bushkin, 'n sielkundige by die Angs- en Trauma Kliniek in Johannesburg, meen hoewel kognitiewe gedragsterapie nie 'n kitsoplossing is nie, is dit so doeltreffend dat dit vir die meeste mense beter werk as slaappille, met geen neeweffekte nie. Die sukses van hierdie terapie is gebaseer op die sentrale tema dat slaapprobleme slegs behandel kan word deur die onderliggende oorsaak aan te spreek, wat in die meeste gevalle negatiewe gedagtes en of gewoontes is. En dis waarvan ons praat altyd. If you don't deal with your emotions, They will deal with you. nou is hy. Nou, albei word aangeleer en kan dus met behulp van gespesialiseerde tegnieke afgeleer word. Niemand hou daarvan om angstig te voel nie, maar dit gebeur van tyd tot tyd met baie van ons. Kroniese angsaanvalle is egter 'n bekommernis, omdat jou gesondheid in gevaar kan stel, berig Huffington Post. Mense met angsstoornis weet al te goed van die negatiewe invloed wat dit op hulle daaglikse lewe het. Maar selfs as jy nie gediagnoseer is met die storing nie, kan angsaanvalle en kroniese stres sy tol op jou gesondheid eis. Korttermyn gevolge. Jou keel. Tydens 'n angsaanval word vloeistowwe na verskillende dele van jou liggaam versprei. Dit veroorsaak dat jou keel droog word en jou keelspiere saamtrek. Hier is nou ook 'n paar effekte wat dit op die res van jou liggaam kan hê. So, wanneer jou liggaam kortisol produseer, vervaardig jou lewer glikose. Dit laat jou bloedsuiker skielik styg en as hierdie glikose nie gebruik word nie, sal dit in ander dele van jou liggaam versprei. Ten einde stres te hanteer, versnel jou bloedsomloop en die bloed word dan deur jou liggaam herversprei. Sommige mense lyk dan bleek, terwyl ander skielik rooi in die gesig raak. Jou spiere, wanneer jou liggaam aanvanklik stres ervaar, trek jou spiere outomaties saam. Dit is bloot 'n refleksiereaksie. Ten einde genoeg suurstof tydens 'n angsaanval aan jou liggaam te verskaf, stel jou milt meer rooi en wit bloedselle vry. So alles werk oor tyd as jy angstig is. Nou die langtermyn gevolge. Angs kan in die langtermyn vir jou hart, longe en selfs jou brein beïnvloed. Hierdie is meestal die effekte op mense wat gediagnoseer is met angsversteuring. Angs en jou gesondheid. Niemand hou daarvan om angstig te voel nie, maar dit gebeur van tyd tot tyd met baie van ons. Nou kroniese aanvalle is erger, is egter 'n bekommernis, omdat dit jou gesondheid in gevaar kan stel, berig Huffington Post. Niemand hou daarvan om angstig te voel nie, maar dit gebeur van tyd tot tyd met baie van ons. En ja, angs is maar 'n ding in 'n mens se lewe. Always keep your thoughts captive. Think of a happy place. Maar dit is nie altyd moontlik nie, want as iets ernstigs gebeur in jou liggaam, is angs daarso om vir jou te wys dat iets is verkeerd, iets is nie reg met jou siel nie. En as dit by 'n geval is dat dit 'n persoon vir jou angs gee, Karen het altyd die gesegde dat trust your gut. Trust your gut. Jy weet as iets nie reg is nie, don't do it. Don't go for it. Moenie jou Luister na jou gut. ja, luister vir jou gut. Moenie jou siel tormenteer om daarin te gaan nie, want oor 'n paar dae, 'n paar maande kom daai whiplash. Ja. Terug na jou toe, yes, en dan het jy dit, dan voel jy dit, en sy sê ook altyd daarby, if you don't deal with your emotions, they will deal with you, en met daai van jou emotions nie te deel nie, gaan besluit wanneer jy die tyd voel, hoe kan ek nou voorbeeld vat, mountain climbing, jy het jouself reggemaak, 5 maande voor die tyd, jy het jou geprep, jy het oefeninge gedoen, jy het jou kostes betaal, jy het jou verblyf betaal om mountain climbing te gaan doen, en 2 dae voor die tyd, met al die angs en die stres en goeders wat jy mee gehad het van jou werk, en die tyd wat jy afgevat het, besluit jy om griep te kry, of jy liggaam val in mekaar. Jou liggaam besluit jy kry dit. Of jy voel net, jy's uitgeweer, jy kan nie opstaan nie, ewe skielik, kan jy nou nie meer die mountain climbing doen nie. Dis presies waaroor daai gaan. Nou, kroniese angsaanvalle is egter 'n rede tot kommer, want dit kan jou gesondheid in gevaar stel, berig Huffington Post. Mense met angsstoornis weet al te goed van die negatiewe invloed wat dit op hul daaglikse lewe het. Maar selfs as jy nie gediagnoseer is met die storing nie, kan angsaanvalle en kroniese stres sy tol op jou gesondheid eis. Tydens 'n angsaanval word vloeistowwe na verskillende dele van die liggaam versprei. Nou dit veroorsaak dat jou keel droog word en jou keelspiere saamtrek.
Wanneer jou liggaam kortisol produseer, vervaardig jou lewer glikose. Dit laat jou bloedsuiker skielik styg en as hierdie glikose nie gebruik word nie, sal dit na die ander dele van jou liggaam versprei. Ja, dit het allerhande effekte op al die organe in jou liggaam. So ten einde stres te hanteer, versnel jou bloedsomloop dan en die bloed word deur jou liggaam herversprei. Sommige mense lyk dan bleek. Ons herhaal nou 'n paar van hierdie dingetjies want dit is baie belangrik dat jy dit weet. Terwyl ander skielik rooi in die gesig raak. So dis hoe jy ook kan sien of jou familie of jou vriende dalk 'n angsaanval gaan kry. Want daar's baie tekentjies wat jou vooraf waarsku en dit is deel van dit. So party raak bleek in die gesig, anders raak rooi in die gesig. So wanneer jou liggaam dan aanvanklik die stres ervaar, trek al jou spiere outomaties saam. So dis 'n blote refleksie. Refleksreaksie eerder. Nou, ten einde genoeg suurstof tydens 'n angsaanval aan jou liggaam te verskaf, stel jou mild meer rooi en wit bloedselle vry en dan is daar langtermyn gevolge wat jou hart, jou longe en selfs jou brein beïnvloed, soos ons gesê het. Ja, die kliniese sielkundige Louis Averbach het verduidelik dat mense met angsteernisse vir minstens 6 maande kronies aan 3 van die simptome ly. 1 is rusteloosheid, 'n op die edge gevoel, on the edge feeling, moegheid of uitputte, onvermoë om te konsentreer, geïrriteerdheid, spiersamentrekkings, 'n abnormale slaappatroon, slaap of te veel of te min. So, as jy aan een van daai, as jy 3 of meer van daai het, soos die sielkundige sê, dan is daar 'n probleem wat aangespreek moet word. En ek sê altyd, ek het dit al beleef, baie dinge beleef deur my lewe, maar die ergste ding wat jy kan doen vir 'n mens, dis die ergste marteling wat jy 'n mens kan deursit, is as jy nie slaap nie, as jy weerhou word om te slaap. Dis regtig die ergste marteling vir 'n mens. So, moenie jou liggaam daardeur sit nie en kry hulp. En 'n pil is nie altyd die mees aangewese ding om te doen nie. Daar's baie natuurlike produkte wat dit kan doen, wat ek net nou gaan aanraak. So as jy aan 'n angsteernis ly, fokus jy waarskynlik die meeste van die tyd op alles wat verkeerd loop. Jy voel ook gewoonlik bang, selfs al weet jy nie waarvoor nie. Gevolglik wissel jou baie en jy onttrek jouself sosiaal. Met spanning, misdaad, spitsverkeer en familietragedies is dit baie maklik vir mense om angstig te raak. 'n Studie in Brittanje bevestig dit. Volgens die studie, gedoen deur die Mental Health Foundation, voel 22% van die vroue in Brittanje permanent angstig. Ek dink daai ding is omtrent 80% in Suid-Afrika. As gevolg van al die dingetjies waarmee ons moet deel, wat ander lande nie nodig het om mee te deel nie. Daarteenoor ervaar slegs 15% van Britse mans dieselfde tipe angs. Ja, ek dink ons angstigheidsvlakke in Suid-Afrika vir ons mans is net so hoog as gevolg van die feit van werksomstandighede ensovoorts. Daar's baie pressure op die mans. Nou, Louis sê, as jy nie jou dokter wil besoek of medikasie wil gebruik, dan kan jy jou angs so onder beheer hou. So, hou 'n gesonde leefstyl. Meditasie, liggaamlike oefeninge. Ek het so 'n paar lysie van so 'n paar dinge gemaak wat jy kan doen om dit beter te maak vir jouself. Hulle sê eerstens, vermy blou lig van jou rekenaars en fone voordat jy bed toe gaan. Ek wil sommer eintlik begin met wat vir my die belangrikste is take your thoughts captive, soos die Bybel vir ons sê. Think on things that are good, pure, holy, lovely, of a good report. En weet altyd that divine right action is always taking place in my life. Everything I need is always taken care of. Want wat is die basis van angstigheid? Vrees. Die Bybel sê ook baie mooi vir ons, wat jy vrees sal oor jou kom. So dis hier waar het belangrik is, jy het net nou gesê, take your thoughts captive. Besluit, ek gaan nie hier aan dink nie, wat ek altyd vir my pasiënte sê is, om te kry jou happy place terwyl jy happy is. En dan wanneer jy
voel jy raak depressief of jy raak angstig, dan kies jy lewe as prins, jy kies om dan na daai happy place toe te gaan. Wat doen meeste mense wanneer hulle hartseer of angstig is? Dan sit hulle daai hartseer musiek aan, hulle gaan kyk na nee, net die teenoorgestelde ding. Gaan na jou happy place toe en kies om daai negatiewe gedagtes weg te stuur. Ek het sommer in die begin, toe ek myself moes leer om my thoughts captive te vat het, ek sommer kliphard vir my gesel as daar negatiewe gedagtes opgekom het, gesê, nee, dan kyk mense my so aan en sê, toe maar, moenie worry nie, private joke. Maar dis wat jy moet kies, wat ook al vir jou gaan werk, maar jy gaan verantwoordelikheid vir jou eie lewe moet begin neem, en dis hoe jy dit gaan doen. So, praktiese goed is, hou weg van rekenaars af en fone, net voor jy bed toe gaan. Dit verminder ook jou hormoonafskeiding, soos byvoorbeeld melatonien, wat jou dan help om te ontspan, om te slaap in die aand. So, doen 'n bietjie 'n fasting van screentyd voor jy moet gaan slaap, veral as jy sukkel om te slaap. Wees consistent, kry 'n slaappatroon, stel vir jouself 'n routine. Eet gesond, oefen, kry vitamine A, C, D, E in. Daai oefeninge help ook om goeie feel-good hormones vry te stel, wat help met pyn, help met slaap, ensovoorts. Vermy kafeïne vir 6 ure voordat jy gaan slaap. Kry natuurlike sondig, daagliks. Gaan staan 15 minute 'n dag. As jy nie 15 minute aan mekaar gaan staan nie, vat jou lunchtyd, gaan staan daar buite, trek uit jou trui, laat jy jou liggaam blootgestel word aan vitamine D, sonlig. Dit help natuurlik baie. Hou jou kamer koel in die nag, hou hom donker, hou hom stil. Hulle het baie toetse al gedoen wat bevind hoe koeler jou kamer is, hoe beter slaap jy. En dan slaap jy met 100% wol, 100%. Nie met ander dingetjies gemeng nie, want dit trek vog weg van die liggaam af. Ons baie van die dames kry hot flashes, so dan lê jy met 'n nat geswete t-shirt op jou, wat dit hou jou ook uit die slaap uit, en dis glad nie goed vir jou gesondheid nie. Mold en fungus en al daai tipe van goedjies is nagevolge daarvan. As jou duvet 100% wol is, dan het jy 'n fantastiese genormaliseerde, gebalanseerde temperatuur, wat jou nie gaan laat warm kry nie. Ons het dan ook natuurlik lekker natuurlike produkte wat jy kan gebruik, wat jou nie skade aandoen nie. Daar's 'n ashwagandha mix, dan is daar 'n valeriana officinalis GABA mix, wat 'n stress and anxiety relief mix is, wat ek kan help mee, wat jou help met insomnia, nervousness, trembling, headaches, stress, anxiety. So 'n paar baie gelukkige pasiënte wat hierdie produkte van my gebruik, en hulle weet nie hoe hulle ooit daarsonder klaargekom het nie. So, soos julle almal weet, is ek voorstander van natuurlike produkte in plaas van die chemiese middels wat vir ons weer ander issues veroorsaak. Hierdie produkte byvoorbeeld, natuurlike produkte, moet jy altyd ook gebruik op aanbeveling van 'n professionele persoon wat weet waarvan hulle praat, wat opleiding daarin het. Jy moet dit byvoorbeeld nie saam met antidepressante gebruik nie, of as jy swanger is nie, en ook nie vir kinders onder 3 jaar nie, al is dit 'n natuurlike produk. So, dat jy altyd, ek hou glad nie van die feit dat daar so baie produkte op die mark is, wat jy net kan gaan kies en sommer self gebruik nie. Party goedjies is vir sekere dinge, is dit 'n kontra-indikasie, met ander woorde is iets wat jy nie saam met iets anders moet gebruik nie, of dit veroorsaak moeilikheid vir jou in jou stelsel. So ja, daar is ons paar dingetjies wat ons oor gesels het vandag ten opsigte van slaap en hoe jy jou slaap moet kry, en bietjie raad oor wat jy moet doen en wat jy nie moet doen nie, en van die produkte wat jy kan gebruik. Soos altyd kan jy vir my WhatsApp op 081-869-6090, dan kan ons bietjie gesels daaroor en hoor dat ons by die crux of the matter kan uitkom, waar lê die probleem van angstigheid. Ja, ons het altyd ietsie nodig om ons net so oor die hond se sterk te kry. Ons wil nie vir ewig ook op medikasie bly nie, al is dit natuurlike medikasie, wil ons graag bietjie aanbeweeg daarvan af. So, ons gebruik maar hierdie natuurlike medikasie, sodat dit ons oor die hond se sterk kan kry, terwyl ons besig is om te deel met wat die oorsaak is van ons angs en ons vrees. Nou, ons sal net vinnig op 'n musiekbreek gaan. Ons is nou weer terug hier so by julle op Aksie met Reaksie, net hier
op Eden FM. Bly ingeskakel. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life. Take yours and I'll take mine. Net van Matthew Mull. Net hier op Aksie met Reaksie, op Eden FM, your voice in paradise. Nou ons het 'n lekker gesels oor die effekte van slaaploosheid en angstigheid en rusteloosheid en wat dit alles in jou kan doen as persoon self en hoe dit jou beïnvloed van dag tot dag, jou daaglikse lewe, wat jy kan neem, wat jy nie moet inneem nie, hoe lank jy dit moet inneem en wat jou, dis 'n medikasie wat ek na toe verwys om jou te help met die situasie. So dan om dit te verbeter op die tyd, op die oomblik, nie 'n lewensding van kroniese medikasie vir slaaploosheid nie. So ja, dit is baie interessant en daar is baie goeie maniere. Karen het net haar nommer deurgegee om haar te kontak op 081-869-6090 waar sy jou kan help. En to the crux of the matter, dit kom soos hy vroeër genoem het. Nou, een van die maniere wat sy doen ook is bioresonance scans wat sy aanbied om dieper in te delf en dit is hoe kan mense dit in Engels sê, 'n whole holistic way van Ja, it's non-invasive. It's non-invasive distance treatment en dit help jou baie met hoe om te sien wat fout is in jou liggaam, wat fout is met jou. Wat se minerale jy nodig het, wat se vitamine jy nodig het, wat se bakterieë, mols, wat ook al in jou liggaam aangaan, waar daar ook al 'n probleem is daar breuke, is daar frakture, as jy besig om osteoporose te kry, as jy besig om Alzheimer te kry, al daai tipe van goed, jy kan vir jou alles sê. Full scans. Dit is om hierdie te doen, gaan vir jou miljoene rande kos as die dokters hierdie tipe scans individueel moet doen, maar dit is wat baie lekker is met die bioresonance. Baie van julle ken dit ook as skeo. Hy werk ook in en hy kan vir jou ook verduidelik wat aangaan ten opsigte van jou emosies ensovoorts. Dis regtig 'n baie volledige scan. So ek doen dit ook om vir jou te help as jy presies wil weet wat gaan aan in jou liggaam. Baie keer sê simptome vir jou wat gaan aan, maar oor die algemeen is daar so baie simptome wat oorvleuel met mekaar. Die dokters gaan ook maar net moeg getroffen, as daai simptome, geef jou daai pille, geef jou daai pille, geef jou daai pille, wat dan nou weer ook 'n klomp ekstra ander goed veroorsaak. Ja, so ek is glad nie 'n voorstander van chemiese middels nie. Nie die natuurlike goed en ook die natuurlike behandeling daarvan. Dit is natuurlik elkeen sy eie keuse. So ja, daar's baie produkte wat jy daarvoor kan gebruik en soos ek sê, as ons die scans doen, dan kan ons vir jou spesifiek sê wat jy as persoon spesifiek kort en dis nie net 'n globale ding nie. Jy het nou daai simptoom, so ek gaan nou maar vir jou daai ding gee nie. Dit mag dalk heel iets anders wees. So dis altyd goed om presies te kan uitvind. So julle kan vir my skakel. Ek kan julle ook help. En ek wil net gou iets sê, dis nie heksery as mens vra vir naels en hare nie, hoor. Ek dans nie om my pot met dit nie, dis DNA. In plaas dat ek vir jou moet vra om vir my bloed te stuur, dit gaan nie werk nie. As jy dit vir my per pos moet stuur, met maar hare en naels kan jy vir my per pos stuur. So dan kan ons ook vir jou scan doen en vir presies sê wat gaan aan in jou stelsel en ek doen dit vir mense en vir diere. So ja, dit was weer 'n baie lekker program en soos altyd is ons tyd amper te kort om oor alles te kan gesels, maar gee vir ons 'n likeie of WhatsApp vir ons, dan kan ons lekker gesels. Hoop julle het 'n heerlike week verder en mag die son skyn so aanhou en die briesie by ons bly en dan gesels ons weer volgende week. Heerlike week. Ja, dit is altyd lekker as Karen genoem het. En ook net, ek wil net bynoem voor ons heeltemal vir julle groet tot volgende week toe. Sy het so wat ons in die afgelope 2 weke ook gepraat het oor die verskillende medikasies wat sy het. Daar is van die produkte wat jou help om jou kalmer te maak, om jou liggaam beter te kry, om jou rustiger te maak. Wat ons kan pos. Ja, wat ons kan pos en wat ook kan maak dat jy beter kan slaap. So moenie stres nie, moenie huiwer nie. Kontak haar. Dit is hoe sy daar is. Dit is al selfs. En dit is lekker om hierdie tipe
programme aan te bied oor die natuurlike gesondheid. Dit gee jou net 'n bietjie meer kennis van wat in jou liggaam aangaan, na wat jy moet kyk en wat jy op kan fokus as daar probleme is. En soos ons altyd noem, so wat die Anti-Bullying Academy ingekom het, your go-to person. Wie kan jy kontak wat jou kan help? Ja, ons groet julle hierso uit Mosselbaai se ateljee uit. Bly ingeskakel vir die Afternoon Drive met Paula Mas. Ek is Dion. En ek is Karen. Mag julle net 'n fantastiese week hê vorentoe. Ja, heerlike week. Goed gaan. Eden FM, jou stem in die paradys. Net 'n plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7.